Lukas 4 vers 1 tot 2 lees ons dat ons Here Jesus vol was van die Heilige Gees. En vol van die Heilige Gees is hy die woestyn ingelei om daar 40 dae te vas. Die duiwel versoek hom in hierdie tyd. Na sy doop word ons Here Jesus voorberei vir sy bediening deur hierdie intense toets. Jesus het die woestyn ingegaan met die krag van die Gees. Hoe kan jy God se krag soek wanneer jy beproewings in jou lewe, studies of verhoudings in die gesig staar? Dan kom ons kyk. Die duiwel versoek ons Here Jesus 3 keer. Eerstens om klippe in brood te verander, 'n versoeking deur fisiese begeertes. Jesus antwoord met Deuteronomium 8 vers 3. Die mens lewe nie van brood alleen nie. Tweedens, gee hy vir hom die wêreldse koninkryke as hy die duiwel aanbid. Hierdie is versoeking om mag te kry. Ons Here Jesus antwoord hierop weer uit die woord uit. Jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Laastens is die versoek om van die tempel af te spring, 'n versoeking van trots. Ons Here Jesus antwoord, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Elke keer antwoord hy vanuit die skrifte uit. In Lukas 4 vers 13 vertrek die duiwel weg van ons Here af. Maar Jesus se oorwinning kom deur sy vertroue op God se woord te stel en deur die krag van die Heilige Gees te wandel. Hierdie verhaal wys dat versoekings deel van die lewe is, maar ons kan dit oorkom, soos ons Here Jesus Christus, deur gebed, skrif en geloof. Dink aan jou eie woestynoomblikke. Miskien is dit druk om te kil in eksamens of versoekings en verhoudings. Hoe kan jy, soos Jesus, ons Here Jesus, God se woord gebruik om sterk te staan? Lukas 4 vers 13 wys hoe ons Here Jesus se versoeking oorwin het en ons nooi om op God se woord te vertrou in ons eie stryd. My uitdaging vir jou, lees vandag Lukas 4 vers 8 en bid, Here help my om U alleen te dien en sterk te staan. Net deur die krag van ons Here Jesus Christus kan ons versoekings oorwin. En wanneer ons gefaal het, kan ons op sy kruisdood berus. Hy het gesterf vir onsself, vir die versoekings wat ons nie kon weerstaan nie. Mag ons daarom vashou, hy het die lewe kom leef wat ons nie kon leef het nie. Hy het die versoekings weerstaan wat ons nie kon weerstaan nie. Maar ons kan in sy voorbeeld volg deur vol van die Heilige Gees. Dieselfde Heilige Gees wat in ons was in hom. En vashou aan die woord, dieselfde skrif wat hy aangehaal het en hy op teruggeval het ons in ons hand en ons kan op dit terugval.